Broers en susters, baie welkom. Weer 'n keer van my kant af en ook vir die wat aangestel is hier YouTube. Welkom by vanoggend se diens. Kom ons sluit oor. Here, hier is die dag wat U gemaak het. En ons weet vanoggend, elkeen van ons is hier, omdat U wil hê ons moet hier is. Dankie vir 'n geleentheid soos hierdie. Here, dankie dat ons geloof vrylik kan uitleef. Dankie vir U liefde en genade. Here, ons dra elke naam wat ons voorbringslys op aan U. En ons bid vir die wat siek is, dat daar herstel sal kom. Vir die wat hartseer tye beleef, Here, ons dink aan die wat by graf moet staan hierdie, dra ons op aan U. En ons bid dat U vertroostende hand oor elkeen van ons in hierdie gemeente gehou sal word. Ons bid in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Broers en susters, ek groet julle vanoggend met versekering van God se liefde vir u. God is hier om jou te red. Nie om jou te oordeel nie, maar om vir jou die lewe in oorvloed te gee. Amen. Nou wonder ek van julle wonder, wat soek ons vanoggend hier? En ek hoop die antwoord is om saam met medegelowiges te kom bid en na boodskap te kom luister wat God vir ons gee. En daarom nooi ek u uit dat ons sit en die volgende lied saam sal sing. Ons is almal hier saam en daarna antwoord ons ook in die lied. Ek wil die Here loof. Terwyl ek daar sit en ons wag vir tegnologie om ons saam met ons op te draag, gebruik die geleentheid en dink
waaroor U dankbaar is, en dra dit aan die Here op in stil gebed. Terwyl ek voorberei vir hierdie eerste diens, kry ek 'n oproep van 'n tannie wat vir my vra. Rukkie terug het ek 'n storie vertel oor 2 engele wat deur God aangesê is om dankie en asseblief gebede te gaan versamel. En as jy die storie gehoor het, luister maar aandagtig weer na. Julle sien, lank gelede was daar 2 engele in die naam van engel Gabriël en engel Michael. En God het vir hulle opdrag gegee
gebede te gaan versamel. Engel Gabriël moes al die dankie Here gebede op aarde bymekaar gaan maak. En Engel Michael al die asseblief Here gebede. Nou Engel Gabriël het 'n ekstra groot mandjie gaan haal vir al die dankie Here gebede. Want hy het aan Engel Michael gesê dat Jesus is so goed vir die mense op aarde, dat hy dan sy mandjie gaan oorloop vir al die gebede. Engel Michael aan die ander kant het 'n klein mandjie gevat vir al die asseblief Here gebede, want hy sê dat Jesus is so goed vir die mense op aarde, dat daar nie eintlik baie asseblief gebede gaan wees nie, want Jesus is goed vir hulle. En so gaan die engele af aarde toe. Engel Michael, terwyl hy die aarde so betree, hoor toe sommer klaar, hoe 'n kind bid en vra vir 'n fiets. Hy hoor 'n arme man vra vir kos. En hy hoor 'n dogtertjie vra dat haar maats nie so lelik met haar in skool mag wees nie. Vinnig loop Engel Michael se mandjie oor. Later het hy 'n plek in die mandjie van die gebede nie, en hy vat die gebede en druk dit in sy sakke. En ook die sakke loop oor. En hy besluit toe maar die gebede op die vlerke te plak. En hy dra maar swaar. En die gebede is baie. Aan die ander kant kom Engel Gabriël al singend oor die aarde gevlieg. En later raak sy singery aan die dogger. Sy mandjie leeg gebly. Hy besluit om sommer heeltemal op te hou sing, want hy het gedink as hy ophou sing, dan sal hy die gebede beter hoor. Helaas hoor hy 'n klein seentjie bid en sê, dankie Here vir 'n baie lekker dag. Die twee engele gaan toe terug op hemel toe, hulle gaan sien vir God en God sien toe sommer, hulle is baie neergedruk. God sê vir hulle, toe maar, eendag sal al die mense vir my dankie sê. Maar bring vir nou eers al die asseblief gebede, dan kyk ek waar jy kan help. Nou broers en susters, die vraag wat ons vanoggend vir mekaar moet vra is jy regtig dankbaar vir alles? En ons tema vir die prediking gaan oor wees tog dankbaar in alles. Maar hoe belangrik is die woordjie dankie vir jou? Hoe belangrik is dit in ons alledaagse lewe? Ek meen die woordjie dankie en asseblief is tog 'n teken van hoe ons opgevoed is. Dat ons reg grootgemaak is. En ek het besluit om die woorde op te gaan soek in die verklarende woordeboek. En die HAT gee vir ons die volgende verduideliking. Dit sê vir my asseblief beteken, dis 'n beleefdheidsvoldoening as 'n mens iets vra. En die woord dankie word verduidelik as 'n uitroep om dankbaarheid te ken te gee. Nou ons skriflesing vanoggend kom uit die Lukas Evangelie, Lukas 17 vers 11 tot 19. En dit handel oor die genesing van die 10 melaatse mans. In Lukas 17 wys die Here egter vir ons dat dankie selfs belangriker is as asseblief. Om die waarheid te sê, tussen dankie en asseblief gaan daar 2 wêrelde in 'n eenlopende paai. En hierdie boodskap van hierdie gedeelte wat ons saam gaan lees, moet gesien word in die reaksie van die 10 melaatse mans nadat hulle genees is. Lukas vertel vir ons in hierdie Bybelboek dat daar wel iemand is wat omgee vir die mensdom. En daardie iemand is Jesus Christus. En dit is waarom die Here Jesus Christus aan ons die volgende woorde spreek in Lukas 5 vers 31. Jesus sê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie,
Gees. Ek het gekom om mense wat op die regte, ek het nie gekom vir mense wat op die regte pad is nie, wat hulle tot bekering roep nie, maar vir die sondaars. En in hierdie woorde van Jesus moet ons ook hierdie boodskap van die verhaal van die 10 melaatses gaan ontdek en gaan soek. Kom ons lees saam. Lukas 17, verse 11 tot 19. Dit gaan oor Jesus genees 10 melaatse mans. Op sy reis na Jerusalem met Jesus Op sy reis na Jerusalem het Jesus al by die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans op tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Here Jesus, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle het, toe hy sien hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En toe vir hom, sê hy: staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Tot sover. Broers en susters, destyds is melaats gesien as iets wat jou uit die samelewing uit verwyder. Want die gemeenskap het jou gesien as 'n onrein mens. En daarom het melaatses ook in klein groepies rondom ashope net buite die dorp saamgetrek. Maar ongeag van wie jy was, en of jy nou 'n dokter was, of jy nou 'n straatveer was, dit maak nie saak nie, melaats het jou gelyk gemaak. En jy het saam in hierdie groepie gewoon. In hierdie groepie was daar selfs plek vir 'n Samaritaan gewees. Nou in die Bybelse tyd is 'n Samaritaan nou nie iemand wat jy meer kennis wou maak nie. Jy wou nie met 'n Samaritaan geassosieer word nie. Daardie tipe mense het hulle gesê, trek jy nie nader om jou vriende te maak nie. Nou hierdie 10 melaatse mans het heel moontlik van Jesus geweet en hulle het al gehoor van sy wonderwerke. En daarom het hulle toe maar besluit dat Jesus is hulle naaste uitweg. Nou die enigste manier hoe 'n uitgeworpene, 'n melaatse persoon weer terug in die samelewing aanvaar sal word, is as hy homself aan die priester gaan wys en dan die priester oortuig dat hy is genees en dan het die priester 'n sertifikaat aan hom uitgereik wat hom weer terug verwelkom in die gemeenskap waar hy saam met sy familie en vriende weer kan kuier. Nou ek wil hê asseblief die volgende in ag neem. Jesus het hierdie 10 melaatse mans na die priester toe gestuur nog voordat hulle geweet het dat hulle gesond geword het. En hierdie 10 melaatse mans het gedoen soos Jesus gesê het. En hier is dit duidelik te sien dat hierdie 10 mans in geloof opgetree het. En so het dit ook gebeur dat die 10 mans genees is van hierdie siekte. Nou alhoewel die Here hier 'n wonderwerk gedoen het, val die klem van hierdie verhaal op hoe die melaatses gereageer het toe hulle gesond geword het. En slegs een persoon, 'n Samaritaan, het omgedraai om te kom dankie sê. Toe hy besef dat hy genees is, het hy hardop begin
bid en God geloof en geprys. Hy het aan God se voete neergeval en gesê dankie. Mens, dis ironies, dat hierdie dankie juis gekom het van die een persoon wat nie die binnekring toegelaat is. Hy was nie eens van dieselfde groep af gewees nie. Hy was nie deel van daai volk nie. En terwyl hierdie Samaritaan gemeen het dat hy is genees, hy is gesond, en voor Jesus se voete gaan val en hom bedank het, weer klink hierdie geseënde woorde van Jesus. Staan nou op en gaan in vrede. Jou geloof het gemaak dat jou saak met God nou in orde is. Ek sal dit daarom maar nou nie lekker wees as ons elkeen vanoggend hierdie genade kan ontvang. Broers en susters, deur die genesing van hulle liggame het Jesus die deur na die werklike rykdom van sy koninkryk vir hulle oopgehou. Hy nooi hulle as ware in om deel te kom hê aan die ewigheid. Dat hulle dit saam met hom kan geniet. Vir die 9 wat nie kom dankie sê nie, raak dit 'n tragedie. Vir hulle was die uur baie belangriker as die ewigheid gewees. Nou, ek het al gewonder, wat het deur hierdie 9 mans se gedagtes gegaan? Hoekom het hulle nie kom dankie sê nie? En ek deel met jou my siening. Dalk het van hulle gesê, nee wag, kom ons kyk of die genesing gaan uitwerk vir ons. Weet jy, ek dink ek sal die later vir Jesus gaan dankie sê. Maar ander het dalk gereken, ek is van mening dat ek nooit eers my laats gehad het nie. Maar ander het gesê, dis in elk geval Jesus se werk om die siekes gesond te maak. Miskien het aan die ene gesê, Jesus het nie veel gedoen nie, enige prediker kon dit nog gedoen het. Nog een het gereken. Ag, ek was toch in elk geval alreeds besig om gesond te raak. En hier is die hartseer kant van al die verskonings, die hele verhaal wat hier afspeel. Elke dag speel die storie van die 10 melaatses in ons lewe vandag af. Ja, 9 uit die 10 keer sal ons beleef dat mense steeds ondankbaar is oor God se ingrype in hulle lewens. Ons sien dit uit hierdie verhaal dat ondankbaar is wel genees word, maar definitief nie gered word nie. Nou ek vra u vanoggend, dank u nog vir God vir alles wat nou in jou lewe gebeur. En wie jy vir God nie dankie sê nie, wil ek hê dat die woord van God jou wel aanmoedig om dit te doen. Die Here sê nie ons moet vir hom dank in alles nie, maar wel vir alles. Maak seker dat die woord dankie die belangrikste woord in jou verhouding met God ons Vader is. En as dankie die enigste woord is wat jy kan bid, kan ek vanoggend vir die versekering gee, dit is genoeg. Amen. Kom ons kyk. Ons Hemelse Vader, vanoggend wil ons in dankbaarheid sing, en ons wil in dankbaarheid bid en u loof, want ons is u kinders. Here, ons prys u met ons hele hart, en ons sal vertel van al u wonderlike dade. Ons sal juig in vreugde wat u ons gee, om u naam te prys. Here, ons sal met lofliedere vir u 'n offer bring. En Here, ek vra in geloof
dat die elke persoon hier vanoggend teenwoordig sal vol met die krag van die Heilige Gees. Dankie, Here, dat menslike vrees ons sal verlaat, terwyl ons nou moet bid. Dankie dat ons van vandag af ons sal lief hê soos wat nooit van tevore nie. Dankie, Here, dankie dat U vir ons 'n nuwe visie gegee het, 'n nuwe doel om voor te lewe en 'n rede om 'n Christen, 'n kind van God genoem te kan word. Dankie vir 'n nuwe begin vandag, waar ons sondes kan bely en U eerste in ons lewens plaas. Here, ons bid dat U ons sal help om Jesus Christus te dien met ons hele hart. Here, ons bid dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. En soos wat ons met 'n dankbare hart van hier af vorentoe leef, word jy uitgenooi om die Here ook te dien in die opneming van ons handels. Here, dankie vir die gawe om te kan gee. Ons bid dat U wil sal gesien. Amen. Broers en susters, is duidelikheid vanoggend se prediking dat ons God moet dank vir alles. Ja, ek hoef my sê, Andries, jy weet nie van my omstandighede nie. Jy weet nie waar jy dat nou gaan nie. En jy sê, ek mag het nie weet nie. Ek sal het nie weet nie. Maar God weet. En as jy mooi gaan kyk en terugkyk na jou lewe, dan sal jy sien, alles waar jy gegaan het, was God se hand op jou gewees. En hy het jou daar deur gelei, en hy het jou gehelp. Sy wil het gesien. En daarvoor moet ons nooit te skaam wees om te sê dankie, Here.
Mag ons Here so wees, dat ons nie soos die belaatse mans kan reken, maar dit is in elk geval God se plig om my hier te help nie. Hy het my hier ingesit, hy het my uitkry. Mag ons lewens 'n weerspiegeling wees na die wêreld daar buite, dat ons kinders van God is. En soos ek reg gesê het, al is dankie die enigste woord wat jy kan maak, is dit genoeg. Kom ons in ons God net saam, en daarna bly ons staande vir die uitspreek van die Here. Ontvang die seën van die Here en gaan leef dit vol. Mag God jou seën en jou beskerm. Mag God sy goedheid oor jou laat skyn
En mag sy vrede in jou hart rus vir die res van jou lewe. Amen.